Goeiemôre gemeente, welkom by vanoggend se erediens. Ek is bly om almal hier vanoggend te sien. Dankie dat julle vir my die geleentheid gee om vanoggend hier te preek. Soos Johan my voorgestel het, my naam is Sheldon Gray en ek is nou 'n 60 jaar student by Tuks en ek is nou besig met my gemeentejaar by NG Alberton Suid. Nee, net daar waar julle is, kom ons raak vir 'n oomblik rustig en ons bid saam. O Here ons God, hier waar ons op 'n Sondagoggend bymekaar kom, Here. As geliefdes, as kinders van U, Here, wat deur Christus deel gemaak is van U huisgesin, Here, kom ons in afwagting en 'n soeke na U. Here, ontmoet ons hier waar ons is. Ons U kinders, ons U gemeenskap. Mag U woord lewe bring binne ons en deur ons. En mag uit ons liefde vloei. In U naam, amen. Hierdie week vind ons onsself, hierdie week vind ons onsself in die laaste week van Advent, waar ons onsself rig nou na Kersfees toe, na die krib waar Jesus lê, die seun van God wat gebore is. In hierdie tydperk noem ons dan nou Advent, en die laaste tema van Advent is dan liefde. En so steek ek dan die Adventkerse aan. Hulle wil nie werk, kom ons draai hierdie. En hierin groet ek julle dan nou ook vanoggend. My fotum is uit 1 Johannes 4 vers 7, waar ons lees: Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Daarom groet ek julle en sê, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Soos ek al reeds genoem het, vind ons onsself in die laaste week van Advent, waar ons onsself nou rig na Kersfees en kyk na die krib en die geboorte van Jesus, hierdie mooi verhaal waar ons dan nou na die tema van liefde kyk in die geboortesverhaal. En dan voor ons begin wil ek vir julle vra, en ek doen dit gewoonlik in my preek, ek wil hê julle moet saamgesels met die persoon langs jou. Vertel vir hierdie persoon van 'n oomblik of 'n tyd waar jy al regtig liefde ervaar het. Vertel gou, ek gee vir julle 'n oomblik, vertel vir die persoon langs jou van 'n tyd of 'n oomblik waar jy regtig liefde ervaar het. Mans, julle mag iets anders sê as julle vrou ook. Nou ek vertrou elkeen van ons kan getuig van 'n tyd of 'n oomblik in ons eie lewe waar ons werklik liefde ervaar het. Maar nou wil ek opvolg met hierdie vraag en vra, wat is daai? Wat is hierdie ervaring wat ons het van liefde? Ek kan so ver gaan om te vra, wat is liefde? En kan jy vir my 'n definisie gee as ek vir jou vra wat dit is?
Dis moeilik, ons almal ken liefde en ons almal het dit al ervaar en ons weet eintlik wat dit is, maar kan ons dit definieer? Kan ons die konsep van liefde aan iemand verduidelik? En daarom lees ons vanoggend 1 Johannes 4 vers 9 tot 12, want dit is presies wat Johannes probeer doen. Hy probeer vir ons verduidelik, wat is liefde? Ek lees vir ons vanaf vers 9. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Johannes doen 'n uitstekende werk hier om aan ons liefde en aan sy gehoor liefde te verduidelik, te verwoord. Maar voordat ons by Johannes se verstaan van liefde kom, wil ek eers stil staan by ons verstaan van liefde. Ons verstaan hierdie teks is 2000 jaar terug geskryf. Hulle gebruik ander woorde as ons. Johannes skryf in Grieks, ons praat in Afrikaans. So hoe verstaan ek en jy liefde? Soos ek reeds gevra het, as jy vir my kon liefde definieer, sou jy waarskynlik vir my gesê het, dit is hoofsaaklik 'n gevoel wat ek het, of 'n emosie wat ek deel, teenoor iemand anders of 'n groep, of wat iemand anders vir my het. Ons sien liefde hoofsaaklik as 'n gevoel. En daarom sukkel baie van ons, en ek seker hier is van julle wat daarvan kan getuig, ek kan self daarvan getuig, dat ons sukkel met hierdie konsep van liefde, want die Bybel leer ons en Jesus leer ons, en soos Johannes ons leer, ons moet ander lief hê. Nie net sekere persone nie, die Bybel leer ons om almal lief te hê. Maar dit is moeilik, want ons sien liefde as 'n gevoel. En hoe deel ek nou hierdie gevoel met iemand anders, wat ek glad nie meer hierdie gevoel voor het nie? 'n gevoel van liefde deel nie. En daarom sukkel ons daar om ander lief te hê. Want die gevoel van liefde, soos julle weet, kan jy nie namaak nie. Jy kan dit nie vervals nie. So hoe moet ek nou doen wat die Bybel my leer as liefde 'n gevoel is? As ek nie hierdie gevoel net uit my self uit kan kweek nie, hoe kan ek hierdie gevoel deel met almal anders? En dit is die moeilikheid wat ek en jy mee sit, want dit is maklik wanneer ek 'n gevoel van liefde deel met iemand soos jou kind, soos jou ma, jou pa, soos jou man of jou vrou, soos jou verloofde, jou kerel, jou meisie. Dit is maklik om dan in liefde te lewe met hierdie persoon, want ons deel hierdie gevoel vir die persoon. En uit hierdie gevoel tree ons dan op 'n sekere manier op. Ons gaan die ekstra myl vir hierdie persone waarvoor ons lief is, want ons deel hierdie gevoel. Maar dit raak moeilik as hierdie gevoel dan nou weggaan, want hoe tree ek dan nou op teenoor iemand wie ek nie van hou nie, eerste plek, wie ek nie mee saamstem nie, iemand wat my knoppies eintlik maar druk, iemand wat my frustreerd maak, iemand wat my kwaad maak. Hoe deel ek hierdie gevoel van liefde met hulle? En dit is die probleem wat ons vandag, 2024, sit, want dit is die wêreldse definisie van liefde. Dis primêr, dis hoofsaaklik 'n gevoel. En wat doen ons dan as ons nie hierdie gevoel deel nie? En daarom wil ek julle nou terugverwys na Johannes toe, want wat van as ek vir julle sê dat die antieke mense, die mense van die Bybel, skrywers soos Johannes,
liefde nie verstaan het soos wat ons dit verstaan het nie. Johannes, as hy skryf oor liefde, skryf hy nie oor 'n gevoel nie. Inteendeel, ek en jy het vandag een woord vir liefde. In die Grieks, waarin Johannes sy brief skryf, waarin die Nuwe Testament geskryf is daar 3 woorde vir liefde. En vanoggend kyk ons na een van hierdie woorde, agape. Die woord vir liefde wat Johannes gebruik en meeste Nuwe Testament skrywers gebruik om die liefde van God uit te beeld. Agape. So vanoggend leer julle ook saam met my 'n bietjie Grieks. Ek het die definisie daar in Engels, the highest form of love, selfless, sacrificial and unconditional love. Love transcends and persists regardless of circumstances. Die woord vir liefde in die Nuwe Testament, veral agape, is nie 'n gevoel nie. Dit gaan nie hier oor, en Johannes skryf nie hier oor hoe jy of ek behoort te voel nie. Nee, dit gaan nie hier oor die emosies wat ons ervaar nie. Dan wat is agape dan nou? As dit dan nie 'n gevoel of 'n emosie is nie. Sien, die woord beteken eintlik, en dit is 'n aksiewoord. Dit is moeilik om vandag te verduidelik wat dit is in Grieks. Dit is 'n tipe aksiewoord. As jy kyk na die eenvoudigste vorm van die woord agape in Grieks, is dit 'n werkwoord. 'n woord van aksie. Die teologiese dictionary wat ek gebruik, definieer dit as volgende. Agape is not based on emotions or feelings, but is an act of the will, characterized by a commitment to the well-being of others. En dis hoekom ek en jy vandag sukkel om te leef in liefde, soos die Bybel ons probeer leer, want ons verstaan liefde anders as wat die Bybelse tekste dit aan ons openbaar. Waar ek en jy glo en dink dat wanneer ons sê ons moet in liefde lewe, moet ek 'n gevoel van liefde met elkeen deel in hierdie wêreld, sê die woord agape eerder ten spyte van hoe jy voel, ten spyte wat ander aan jou gedoen het, ten spyte hoe ander mense optree, behoort jy in liefde te lewe. Dis 'n aksiewoord. As Johannes vir sy lesers skryf, en as die Bybel ons leer hoe om lief te hê, roep Johannes ons eintlik, roep die Bybel ons eintlik om in aksie te tree. Nie 'n gevoel te ontwikkel nie, maar eerder op te tree in die liefde van God. So maak dit dan nou nie saak hoe ons voel nie. Dit maak ook nie saak wie voor ons staan nie. Maak ook nie saak oor ander mense se aksies teenoor my en jou. Dit maak nie saak of ek kwaad is vir hierdie persoon of hierdie persoon my frustreer nie. Ek behoort in elke oomblik in liefde te lewe. Om in liefde op te tree. En dit is wat Johannes so mooi verduidelik in hierdie teks van die tipe liefde wat God het. Hierdie agape liefde wat aan ons bekend gestel word. Hy skryf in vers 9 tot 10, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Hoeveel anders lees hierdie teks as ons besef Johannes praat nie hier van 'n gevoel nie. Johannes roep ons op tot aksie. Die bron van hierdie liefde, agape, is God. Hoe ongelooflik is dit nie, dat God nie vir ons lief is,
omdat ons aan hom liefde bewys het nie. Nee, God kies ten spyte van mense optrede, ten spyte hoe ons teenoor hom is, ten spyte hoe ons voel of ons reageer teenoor God, ten spyte hiervan kies God om in agape op te tree teenoor ons. God kies om eerste liefde te bewys. God kies om eerste in liefde te lewe. En hoe het hy in hierdie liefde opgetree? Die teks maak dit vir ons duidelik. Hy stuur sy enigste gebore seun. En hoe ongelooflik is dit nie, dat God eerste in liefde optree, nie op gevoel werk nie, want as ons dan nou reflekteer oor die lewe van Jesus, die seun van God wat in liefde aan ons gegee is, in liefde gebore is aan hierdie wêreld, kom ons reflekteer net oor Jesus se lewe, ons kyk na sy geboorte, wat gebeur? Die seun van God, wat in Bethlehem gebore is, wat in liefde gestuur is, waar word hy neergelê? Hy word neergelê in 'n dierekrib. Heel waarskynlik word hy gebore tussen diere. Want die stad van Dawid, Bethlehem, het nie vir hom plek nie. Die een wat in liefde gestuur is, Jesus Christus, word nie in liefde ontvang nie. Die mense wys vir Maria weg en Josef weg. En hulle moet 'n dierekrib opsoek om die baba Jesus in neer te lê. Daarna lees ons in Matteus 16 van Herodes wat probeer en hoor van Jesus wat gebore is, en wat is die eerste ding wat hy doen? Hy stuur soldate uit om hom dood te maak. En hy weet nie hoe lyk Jesus nie, en hy weet nie eintlik hoe oud is Jesus nie, so hy beveel eintlik sy manne en sy weermag om alle baba seentjies dood te maak tot en met 2 jaar oud. Jesus wat in liefde gestuur is, word nie hier in liefde ontvang nie. Nee, eerder hy word vervolg, en die nagevolge daarvan word duisende baba seentjies op die dag doodgemaak. Kom ons kyk na die lewe van Jesus, Jesus se bediening waarvan ons soos lees in die evangelies. Hoe ontvang die mense vir Jesus? Met liefde? Nee. Nee, Jesus word gehaat, Jesus word verstoot, hy word bespot, hy word verneder en hy word vervolg. Hy word vervolg deur sy eie mense. In sy eie stad kan hy nie eers ingaan nie, hy word uitgestuur en uitgestoot. En laastens, die God van liefde wat mens geword het, wat in liefde kom lewe het en sy liefde aan ons kom bewys het, wat gebeur aan die einde van sy lewe, word hy gemartel en aan 'n kruis word hy doodgemaak en verneder voor alle mense. Hoe bly kan ek en jy, of gelukkig kan ek en jy wees, dat liefde in die Bybel teenoor vandag nie 'n gevoel is nie, of 'n emosie is nie. Hoe gelukkig kan ek en jy wees dat God se liefde nie bepaal word of afhang van die optrede van mense nie. Want as ons dan nou kyk na die lewe van Jesus, God wat sy seun in liefde gestuur het, word nie in liefde ontvang nie. Want God die Vader het geweet hoe hulle Jesus sou hanteer. Hulle het geweet, hy het geweet dat hulle hom sou vervolg, die oomblik wat hy gebore sou wees. Hy het geweet dat daar in Bethlehem nie vir hom plek sou wees nie, dat hy tussen diere sou moes lê. Hy het geweet dat op 'n kruis sou hy sterf. Die mense sou hom haat, die mense sou hom martel. Die mense sou hom doodmaak. Dieselfde mense wat hom liefgehad moes gehad het hom gekruisig.
En daarom wil ek gaan na Johannes 3 vers 16, wat vandag die bekendste vers in die wêreld is. En daar's 'n rede daarvoor. Wat het openbaar aan ons die agape, die liefde van God. Een wat verder strek as net 'n gevoel. Want God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hoe ongelooflik is dit nie, dat ek en jy deel gemaak word van hierdie liefde nie. En daarom vandag sukkel ons dalk met liefde, want ons verstaan dit verkeerd. Nee, ons stop by die gevoel, ons wil hierdie gevoel deel van liefde. Almal soek hierdie vlinders in hulle maag, wanneer hulle hoor van liefde, maar liefde is meer as dit. En dit word aan ons bewys deur God wat optree ten spyte van gevoelens, ten spyte van die optrede van mense of wat ander doen, tree God eerste in liefde op. En as ons nou verder kyk na vers 11 en 12, maak Johannes dit dan nou vir ons duidelik dat hierdie is die bron van ons liefde as mens. Dis nie hierdie gevoel nie, die bron van ons liefde is nie 'n gevoel, die vlinders wat ons ervaar nie, nee, die bron van ons liefde is die aksie en die optrede van God. Meer as dit, die bron van ons liefde is God self. Ons lees in vers 11 tot 12 wat Johannes sê, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Deur die aksies van God wat in liefde opgetree het, is ek en jy gered. En omdat God eers in liefde opgetree het, hoef ek en jy nie 'n gevoel na te gaan jaag nie, en hoef ek en jy nie 'n gevoel te ontwikkel om in liefde op te tree nie, want ons bron van liefde is God en sy aksies. Ek en jy word nou geroep om uit hierdie bron van liefde te lewe. Ons moet aan ander liefde bewys op hierdie manier, ten spyte van hoe ons voel, ten spyte hoe anders optree, ten spyte van hoe ander teenoor ons is. Want ek en jy lewe uit 'n nuwe bron van liefde uit. Een waar God eerste opgetree het, en uit hierdie optrede, uit hierdie aksie, tree ek en jy ook nou op. Ek wil afsluit met 'n aanhaling van C.S. Lewis. Die volgende skryfie, dankie. Wat skryf, love in the Christian sense does not mean an emotion. It is a state not of the feelings but of the will. That state of the will which we have naturally about ourselves and must learn to have about other people. Ek wil julle motiveer, moenie strewe vir 'n aardse verstaan van liefde nie. Moenie jou liefde baseer op die gevoel wat jy kry nie. Want gevoelens verdwyn. Hierdie gevoel kan wegbeweeg en weggaan. Maar ek en jy moet nog kies elke dag eerder om te strewe en op te tree in die liefde van God. En waarom kan ons in hierdie liefde optree? Want God het dit eers aan ons bewys. En so lewe ons nou uit hierdie bron van liefde. Die boodskap van Kersfees is dan nou die kern van hierdie liefde, waar God sy seun stuur, ten spyte van alles anders, sodat ek en jy gered kan word. Dit is wat liefde is.
om in aksie op te tree volgens die wil van God, ten spyte van hoe ons voel. Daarom wil ek jou motiveer vandag, strewe na agape liefde. Strewe na die liefde wat God aan jou eerste bewys het, en lewe vanuit dit. Kom ons bid saam. Here, ons almal ken en ons verstaan hierdie begrip van liefde, maar soms is dit moeilik. Meeste keer is dit moeilik. Maar lei ons, Here, transformeer ons, laat ons kan verstaan dat liefde wat U aan ons bewys het, meer is as net 'n gevoel. Meer is as net 'n emosie wat ons deel. Nee, maar dat U die bron van ons liefde is. Maak nie saak hoe ons voel nie, maak nie saak hoe ander optree nie. Here, dat ons elke keer terug kan gaan na hierdie bron, na U toe, Here, en vanuit dit kan lewe. Here, mag dit wees onder die leiding van U Heilige Gees. Mag ons getransformeer word en mag U liefde, agape, soos wat dit uit U uitgevloei het en uit U uitvloei, mag dit ook vandag uit ons uitvloei. In hierdie wêreld in, wat liefde nodig het. Want hierdie wêreld gryp dalk vas aan 'n gevoel, Here. Maar ons gryp vas aan die Skepper van die hemel en die aarde, die een wat mens geword het, die een wat dood gegaan het, die een wat opgestaan het. U ons bron van liefde. In U naam, amen.